Ja, liewe toehoorder, weer vir my 'n voorreg om vanoggend hier te mag wees, hier te kan bedien met die woord van die Here en vertrou dat die woord van die Here ook met ons ook sal kom praat vanoggend. Nou ja, soos ek beloof het, ou Nugget is nou weer terug. Ek vra om verskoning vir die kere wat ek hom vergeet het by die huis, maar vanoggend het ons hom saamgebring. Sê gou vir my, wie van u toe daar so by 17 jaar ouderdom kom, 16, 17, het 'n begeerte gehad om kar te bestuur? Sê gou vir my. Ja, ek dink die meeste van ons, nee, want nou wil ons kar ry. En nou Nugget is maar dieselfde, nee. Goed, Nugget wou nog altyd graag motor bestuur. Baie kere wanneer hy alleen was, het hy voor die spieël gestaan, kamstig die stuurwiel vasgehou en brum, brum, brum bestuur. Ai, dit was baie lankal in sy hartsbegeerte om regte kar te kan bestuur. As hy 'n kansie kry, vra hy sy pa of hy nie maar op sy skoot mag sit en 'n bietjie bestuur nie. Pa moet net keer, want hy mag nie aan alles Peter nie, net die wiel vashou. Maar selfs dan is dit gevaarlik, want hy ry sommer heen en weer oor die pad. Dan sê pa, jy moet die stuurwiel stil hou en jou oë op die pad hou. Eendag wou hy weer saam met pappa ry. Pappa moet by 'n paar mense langs ry en pappa sê toe, goed, jy mag saam ry, maar dan moet jy baie soet wees. Ja, goed pa. Ken ons daai? Nugget sê maklik ja pa, al bedoel hy dit nie altyd nie. Soos hy en pa daar weg, later het Nugget verveeld geraak, want pa stop by die verskillende mense, klim af, gaan gesels binne, kom later eers weer terug. En hy wat Nugget is, sit net in die kar en wag. Toe hulle by die volgende huis kom, stop sy pa teen 'n lang afdraand en trek die handrem baie styf vas. Terwyl hy uitklim, sê hy streng aan Nugget, moet asseblief nie met die motor peuter nie. Nugget skud sy kop en vou sy arm sodat sy pa kan sien hoe soet hy is. Sy pa was al op die pad na die huis toe hy terugstap en weer sê, jy moet soet wees. Ja pa, ek sal soet wees. Sy pa is na die mense toe en Nugget het hom weer voorgeneem om baie soet te wees en sit ewe kalm en kyk na alles wat om hom aangaan. Na 'n hele rukkie sien hy die stuurwiel so uit die hoek van sy oog raak. Sy hand gaan uit na die stuurwiel en hy dink, ek sal dit net so 'n bietjie heen en weer draai. So gesê, so gedaan. Weer dink hy, maar ek moet miskien bietjie nader sit. Hy wikkel aan die stuurwiel en met sy mond maak hy brum, brum. Hy skuif nog nader tot onder die stuurwiel, waar pa altyd sit. O, dis tog so lekker. Nou kan hy tog mooi stewig voor in die pad sien. Ja, die pad loop so lekker styl hier af tot daar onder in die vallei. Binne in die motor is dit nou tog te lekker. En hy verbeel hom, hy jaag vinnig. Na rukkie ry, hy so lekker toe dink hy, ek wonder of ek nie hierdie hefboom langs die sitplek ook so 'n bietjie kan hanteer nie. En kom volgende week terug vir die res. Goed, kom ons maak ons harte stil voor die Here. Hemelse Vader, dis U wat vir ons in U woord dan ook kom sê, as die psalmdigter sê, ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? En dan die wonderlike antwoord, my hulp is van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word aan elkeen ryklik geskenk van God die Vader, deur sy Seun Jesus Christus, ons verlosser, en dit word vermenigvuldig deur die kragtige werk van sy Heilige Gees. Amen. Ek wil
daarom net ook vra vir voorbidding vir Ansie se pa. Het gaan nie ook te wel met hom nie. Ons dink aan hom ook, Ansie. Dankbaar julle is veilig terug, maar ons bid ook vir hom. Jy kan hom ook op u bedslysie asseblief plaas. Baie dankie. Ook vir Tannie Ansie wat terug is. Lekker om Tannie ook hier weer te sien. Dankbaar die Here het Tannie ook so aangeraak en genees. Gesang 305, Jeugelike tyding, bron van hartverblyding. Kom ons sing daar die 2 verse staande saam. Baie dankie. Ek nooi om die onfeilbare woord van die Here saam met my oop te maak en wel by die tweede boek van Petrus, 2 Petrus hoofstuk 1. 2 Petrus hoofstuk 1. Net voor ons saam lees, net so 'n bietjie inleiding oor Petrus wat aan hierdie groep mense skrywe. Nou ons kan baie maklik sê, weet, die tyd waarin ons lewe is so 'n moeilike tyd. Hulle het 'n makliker tyd gehad. Liewe toehoorder, die tyd waarin Petrus vir hierdie groep mense skrywe, was juis in 'n tyd waarin daar ernstige vervolging onder die kerk was. Waar mense met hulle lewe moes geboet het, waar hulle moes gevlug het vir hulle lewe. En dit is juis vir hierdie mense wat vlug vir hulle lewe in daardie omstandighede, waarin Petrus dan ook hierdie brief skrywe ter bemoediging. Die eerste brief kom hy en hulle wil vertrou dat hulle geloof behoue sal bly en in daardie omstandighede dat hy hulle kom bemoedig en versterk. Maar in die tweede brief, juis rondom die valse prediking en die valse mense wat sê dat hulle leraars van Christus en hy kom waarsku vir hulle in daardie omstandighede. En daarom het hy vir hulle sê dat hulle kennis van die woord van die Here van so 'n aard moet wees dat hulle vas sal staan in die woord van die Here, sodat hulle deur hierdie beproewing kan gaan, maar ook die onderskeidingsvermoë om te kan weet as daar dinge is wat nie reg is en dat hulle daardie onderskeidingsvermoë mag besit. So, hierdie is eintlik 'n kosbare brief wat juis ook in 'n tyd waarin ons ook allerhande vervolging op watter wyse dit ook al is. En ja, daar is vervolging. Ons moet dit vir mekaar sê. Daar's vervolging op ons Christendom. Ons kan nie verby dit kyk nie. Hulle wil Christendom uit die skole uithaal. Hulle wil Christendom, wil hulle op elke terrein wil hulle uitskuif. Daar is 'n aanslag op ons as kinders van die Here. En daarom moet ons dan ook hierdie as 'n bemoediging ook vanoggend sien, as hierdie woord ook na ons kant toe kom. Daarom lees ek vir julle voor in 2 Petrus hoofstuk 1, vers 1 tot en met vers 15. Simon Petrus, 'n diensknegt en apostel van Jesus Christus, aan die wat net so 'n kosbare geloof as ons verkry het deur die geregtigheid van ons God en Saligmaker Jesus Christus. Mag genade en vrede vir julle vermeerder word deur die kennis van God en Jesus ons Here. Immers sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en Godvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deug, waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het, wat deur die begeerlikheid in die wêreld is. En juis daarom ook moet julle met aanwending van alle ywer by julle geloof voeg die deug, en by die deug die kennis, en by die kennis die selfbeheersing, by die selfbeheersing die lydsaamheid, en by die lydsaamheid die godsvrug, en by die godsvrug die broederliefde, en by die broederliefde die naaste liefde. Want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, dan laat dit julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van ons Here Jesus Christus nie. Want hy, by wie hierdie dinge nie aanwesig is nie, is blind en kortstondig
en het die reiniging van sy vorige sondes vergeet. Daarom, broeders, moet julle jul des te meer beywer om julle roeping en verkiesing vas te maak. Want as julle dit doen, sal julle nooit struikel nie. Want so sal ryklik aan julle verleen word die ingang en die ewige koninkryk van ons Here Jesus, ons Here en Saligmaker Jesus Christus. Daarom sal ek nie nalat om julle altyd hieraan te herinner nie, alhoewel julle dit weet en vasstaan in die waarheid wat by julle is. En ek beskou dit as reg, solank as ek in hierdie tentwoning is, om julle deur herinnering op te wek, omdat ek weet dat die aflegging van my tentwoning op hande is, soos ons Here Jesus Christus dit ook aan my bekend gemaak het. En ek sal my beywer dat julle ook gedurig na my heen gaan, hierdie dinge in gedagtes kan hou. Net tot sover uit die onfeilbare woord van die Here. Ek gaan die mans versoek om saam met my te staan, as ons die troonkamer in gebed nader. Hemelse Vader, is vir ons 'n voorreg om so by mekaar te wees as kinders van die Here, en soos die woord van die Here ook vir ons sê, daar in 1 Petrus, dat ons is 'n heiliges, ons is daardie priesters, ons is konings saam met een Christus. Here, ons eer U vir hierdie wonderlike voorreg om laag te kan buig aan die voetbank van U troon, om vanoggend te mag erken en te bely, Here, U is God en Heer van alles. U is God en Heer oor alles, en U is in beheer. Ons aanbid U vir die wonderlike voorreg, dat ons U op 'n besondere wyse mag ken. Die koning van alle konings, die Heer van alle Here. Here, dankie dat U self daar in die woord vir ons kom sê, daar is geen ander God bo U nie. En Here, ons wil dit so dan ook erken en bely, dat daar geen ander God is wie ons wil aanbid vanoggend nie. Maar U is vir ons die belangrikste. Dankie vir elkeen wat die moeite gedoen het om op te kom na die huis van die Here. En bid ek in besonder, Here, terwyl ons na U woord sal luister, en dan ook later sal stilstaan daar by die wederkomskaart, dat U seëning en U salwing op hierdie geleenthede sal rus. Daarom bid ons, Here, dat U opnuut sal kom salf en kom toerus vir die taak en die roeping, die woord af te lê, soos U ook dit op my hart gedruk het. Maar daarmee saam ook, Here, vir ore wat ontvanklik sal wees vir U woord, en harte wat gewillig is, waarin die Gees van God mag werk. Dankie dat ons U kan vertrou ook vir elkeen wat siek is in ons gemeente, dat U op 'n besondere wyse by hulle sal stil staan. Here, as ons kan bid vir seën, dan bid ons, Here, dat U in U groot seën hulle sal aanraak en genees. Maar ook in daardie selfde tyd, Here, terwyl hulle ook in daardie omstandighede is, dat hulle ook sal besef dat U het 'n plan en 'n doel, en dat ons God se plan en sy doel ook moet ken in dit alles. Here, daarom bid ons dat U ook U plan en doel sal bekend maak, en dat U verheerlik sal word daarin. Dink maar aan geleenthede waar U self gesê dat hierdie siekte is om God te verheerlik. Daar by Lazarus se opwekking het U gesê dit is om U te verheerlik. En in dit alles, Here, dat U ook verheerlik sal word. By sommige moes U gesê het, gaan en sondig nie meer nie. Here, daarom bid ons, Here, dat ons onsself sal ondersoek in die lig van die woord, en waar ons met U staan in ons geestelike lewe, dat ons sal toelaat dat die Gees van God ook vir ons sal kom wys. Die gemeentelike aktiwiteite, Here, terwyl ons onsself ook voorberei vir die Pinkstergeleentheid, dink ons aan die Hemelvaartsdiens, dat U by daardie diens kennerlik teenwoordig sal wees, terwyl ons dan ook U wil kom verheerlik daarin, dat U opgevaar het, omdat U vir ons gesê het, ek gaan na my Vader, om vir julle plek te berei. Dankie dat ons weet, U is besig daarmee, en U kom weer terug, Here, dat U ons ook wil kom haal.
Dankie dat ons ook kan kom bid vir hierdie geleentheid, waar ons ook kan bid vir die dames se aktiwiteite, die kerkraad se biduur, die Pinkster geleentheid wat voorlê. Here, dat u salwing en die seën daarop sal rus. En ek bid vir toegewyde kinders van die Here. Dankie dat ons u kan bid, dat u naam verheerlik sal word en die koninkryk uitgebrei sal word. Kinders van God, erns sal maak en toegewyd aan u sal lewe. Ons vra dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Liewe toehoorder, ons het vir die afgelope 3 Sondae het ons stil gestaan by die gedagte van die eerste Sondag as kind van die Here. Hoe gaan ek weet ek is kind van die Here? En ons het baie duidelik gesien in die woord van die Here, dit gaan oor die vrug wat daar in my lewe sal wees. En dat dit nie net vrug sal wees nie, maar daar meer vrug en oorvloedige vrug in die kind van God se lewe sal wees. Ons het stil gestaan by die liefde en vergifnis, omdat die liefde van God in my hart uitgestort is. Daarom sal daar liefde ook vir my medemens wees. En het ons dan ook gesien dat 'n kind van die Here daar werklik die honger en dors in sy hart en haar hart sal wees na die geregtigheid om reg te lewe voor God. Daarom kan ek nie voortgaan in sonde en voortploeter in sonde nie, want dit is juis wat 1 Petrus 2:24 sê, dat hy ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe. 'n Honger en 'n dors na geregtigheid. Maar daar is nog 'n kenmerk waarby ek wil stil staan, voordat ons by die Pinkster geleentheid dan kom. En dit is, dat daar geestelike groei in die kind van God se lewe moet plaasvind. Dit sal 'n kenmerk van my lewe wees. En die woord van die Here is baie duidelik, as dit dan ook daarby kom. 2 Petrus 1 vers 8 sê dit vir ons baie duidelik. Hy sê, want as hierdie dinge by julle aanwesig is, so in die eerste plek, dit moet deel van my lewe geword het. En dan sê hy, dit moet toeneem. Daar moet progressie wees, daar moet groei wees. En daarom dat die woord van die Here op 'n besondere wyse ook vir ons in hierdie saak wil kom lei. Daarom die tema aan hierdie boodskap ook, die kind van die Here sal groei, die geestelike groei, wat daar moet plaasvind. As hy hierdie skrifgedeelte vir ons gee, is daar 2 uitstaande dinge wat hy hier vir ons sê. Dit is eers deel van my lewe, en dan is daar ontwikkeling, wat moet plaasvind. Net soos wat daar die babietjie moet ontwikkel om tot by volwassenheid te kom. So is dit ook in my geestelike lewe. Die woord van die Here sê dat daar die ontwikkeling moet plaasvind. In 1 Petrus 2 vers 2. En verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei. Daar moet groei wees. God verlang dit van u en van my as kind van die Here. Wanneer daar die geestelike wedergeboorte, daar die geestelike geboorte plaasgevind het, dat daar die persoon nie net tevrede moet wees met 'n geestelike oppervlakkige lewe nie. En dis juis in hierdie Pinkstertyd wil ek dit vir u kom wys, waar die Here hulle uitgelei het, Deuteronomium 6 vers 23. Hy het ons uitgelei om ons in te bring. God se begeerte, sy hartklop word aan ons geopenbaar. En is dit ook my begeerte in hierdie Pinkstertyd, om juis die hartklop van God, wat hy met die volk, die doel wat hy met die volk gehad het, om hulle uit te lei, om hulle in te bring, dit aan u te kan openbaar op 'n praktiese, eenvoudige wyse, sodat ons kan sien in ons geestelike lewe, waar is ons? Is daar progressie? Is daar groei? Is ons besig om te stagneer? Is ons besig om agteruit te gaan? Hoe lyk ons geestelike lewe? En iets wat nogal vir my kosbaar is om dit te illustreer, is toe ons op die skoolbanke gesit het. Ek glo almal van ons het gehoor van metamorfose.
daardie verandering wat plaasvind, waar daardie ou wurmpie dan later gaan en hy gaan maak homself toe in 'n kokon, en dan van daardie kokon af, dan begin hy, en hy kom in daardie ontwikkelingsstadium, om tot by daardie pragtige skoenlapper, wat daar vlieg. Daardie ou wurmpie mag dalk so wees, en hy jaloers op daardie skoenlapper, en sê, ek wil soos daardie skoenlapper wees. Maar hy besef nie die potensiaal is binne in hom, om te ontwikkel binne in daardie skoenlapper nie. Maar ongelukkig vind ons dit vandag so, dat baie kinders van die Here so jaloers is op daardie geestelikes, en die besef maar dit is my potensiaal in Christus Jesus nie. Ek kan dit ook wees in Christus. Daardie ontwikkeling is hier binne in my. En daarom het die woord van die Here dit sê, dat hy vir ons alles geskenk het, sodat ons ook in hierdie proses mag groei. En dit word vir ons baie duidelik uitgewys, nie net in die skoenlapper nie, maar selfs in daardie ou tor, daardie wat daar in die boom insny, daardie kewers, hulle gaan deur daardie selfde proses. Daai ou paddaatjie, as daardie ou eiertjie gelê word, en hy ontwikkel nou daai paddaatjie wat daar in die water rondswem, en later ontwikkel hy ou beentjies in die ou armpies van hom, en later is hy uit die water uit, en hy het nie meer nodig om daai water te ploeter nie. En hy word groter, en hy ontwikkel. Dis wat God in u en my lewe wil kom doen, is dat daardie ontwikkeling moet plaasvind, dat daardie groei moet plaasvind. En nou sê hy dit vir ons in die woord van die Here, in vers 3, immer sy goddelike krag, wat ons alles geskenk het. God het alles wat nodig is tot hierdie geestelike ontwikkeling in my lewe, het hy vir ons gegee. Hy het vir ons sy woord gegee. Hy het vir ons sy dierbare, kosbare, heilige Gees gegee. Daardie ene wat ons in die volle waarheid wil lei. Daardie ene wat ons wil oortuig van die sonde, van geregtigheid en oordeel. Daardie ene wat as vriend van die bruidegom vir ons kom sê, maar hier is ons dinge in ons lewe wat nie reg is, die dinge wat afgelê moet word, dinge wat ek moet bykry in my geestelike lewe. Hy het vir ons gebed gegee, waarin ons kan ontwikkel. Hy het vir ons sy kosbare bloed gegee, waar ek voortdurend gereinig kan word, en dat ek op daai punt kan kom in my geestelike lewe, waar Paulus kon gestaan het, gesê het, maar ek is my van geen ding bewus nie. En liewe toehoorder, ek wil vir u dit ook sê, nou moet ons nie dink, maar ons kom by 'n punt van volmaakte heiligheid nie. Dis nie wat Paulus daar bedoel het nie. Maar hy was so op daardie punt, dat daar absolute gevoel was, dat daar geen ding tussen hom en God gestaan het. Maar 10 minute later kon die Gees van God hom dalk van iets anders oortuig het, waarvan hy nie bewus is nie. En dan sou hy gewilliglik dit na die kruis toe geneem het, daar gaan neerlê en gesê het, Here, maar hierdie ding is nog, dit wat skeiding maak tussen u en my. Hierdie ding is wat 'n probleem is in my geestelike lewe. Kom handel daarmee, kom reinig dit, kom maak dit skoon. En dan was hy weer in daardie staat wat hy gesê het, maar Here, ek is van geen ding op hierdie stadium bewus nie. Tot die volgende keer wat die Gees van God kan oortuig. Daarom moet ons kennis van God hê, van sy wil vir ons lewe, van sy begeerte, van sy hartklop. Daarom kom ons by mekaar, om hierdie dinge by mekaar te maak, en te sien wat is God se plan vir my lewe, wat is God se plan vir ons as gemeente, wat is God se plan met die kerk. Kan ek dit prakties vir u illustreer? Toe ons Suidwes toe gegaan het, nou kan u maar self dink, hoe is dit baie keer vir u, as u na 'n plek toe moet gaan, dit is 'n vreemde plek, dan gaan ons baie keer en ons gaan doen bietjie navorsing. Ons het onsself voorberei.
Ons wou kennis van die paaie opgedoen het. Waar gaan ons deur die grensposte gaan? Plekke wat ons kan gaan besoek. Ons wil kennis van die omgewing, daar by Swakopmund, Windhoek, Hentiesbaai, Wolskras, Baken. Wie het al van daai plek gehoor? Pragtige, klein dorpie, wat in ontwikkeling is. Walvisbaai. En so het ons onsself ingegrawe, en bietjie van hierdie plekke opgelees, en wat kan ons by daardie plekke verwag, en wat kan ons daar doen? Soos ons vlei, met daardie dooie bome daar, so by die dooie vallei, en selfs by die, soos ons vlei self, die kokeplantasie en die Giants Playground daar by Keetmanshoop. Ons het onsself so voorberei, dat ons hierdie goeders mag raak sien, dat ons onsself ontwikkel, in die kennis wat ons dan versamel het, toe ons na daardie plekke toe gegaan het. Maar sê vir my liewe toehoorder, ken ek alles nog van daai plekke? Nee, al het ek hoeveel gelees, daar is nog soveel inligting wat ek kan versamel daarvan. Daar is nog soveel kennis wat ek van Namibië kan ontwikkel. Ons was maar by 'n paar plekkies aan. Ons was nie eers daar by Loederitz nie. Ons was nie eers daar so by die canyon gewees, waar die grootste, tweede grootste canyon in die wêreld is, die Visrivier Canyon nie. Ons was nie eers daar op na Etosha toe nie, wat nog van die ander plekke in die Kaprivi strook. Daar is soveel ontwikkeling wat nog moet plaasvind, soveel kennis nog wat by mekaar gemaak moet word. En dis presies wat God vir ons hier in sy woord kom sê. Daar is soveel kennis van Here Jesus Christus, van God die Vader, van sy begeerte en sy verlange vir u en vir my. Maar wat moet ons doen? Ons moet gaan delf vir daardie inligting. Ons moet gaan delf in die boeke en daar op die internet en dit wat vir ons beskikbaar is. En nou sê die Here vir ons, ek het vir julle alles in die woord van God gegee. Ek het vir julle alles gegee deur my Heilige Gees. Ek het vir julle alles gegee deur vir julle 'n verstand te gee waarmee julle dit kan verstaan. Maak die kennis bymekaar en ontwikkel julle in die kennis van God en van die Here Jesus Christus. En dit wat die woord van die Here van my verwag, tot hierdie geestelike ontwikkeling. Prakties, nee. Eenvoudig. Ek dink tot 'n kind kan dit verstaan vandag. En dis wat God van een van my vra. Dis wat hy van ons begeer. Dis sy verlange en sy hartklop vir u en vir my. Daarom het hy sê, immer sy goddelike krag om alles geskenk wat tot die lewe en die godsvrug dien. So die Here kom deur sy woord en hy kom ondersteun dit. In 1 Johannes 2 vers 12 tot 14 praat hy van die vaders, hy praat van die jong manne en hy praat van die kinders. Daardie kinders wat weergebore is, die jong manne wat opgroei en sterk word, die vaders wat met die kennis en die inligting al sit. Paulus kom in 1 Korintiërs hoofstuk 3 vers 2 en hy kom sê, ek kon nie met julle praat soos met volwassenes nie, maar soos met kindertjies, omdat julle besig is met verkeerde dinge, dinge wat hulle al lankal moes afgelê het in hulle geestelike lewe. In Hebreërs sê hy weer, dinge wat hulle bekleem moes gewees het. Hebreërs 5 vers 13 en 14. Want elkeen wat melk gebruik is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy 'n kind is, maar vaste spyse is vir die volwassenes, vir die wat die geestesvermoë besit, deur die gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskei. Kan ek dit amper so sê? Is om in die geestelike gym van die hemel te wees en myself te ontwikkel. Soos daardie persoon wat na 'n gym toe gaan. En hy gaan ontwikkel daardie spiere wat in sy liggaam is.
Daai wat jy nie eers geweet het wat daar is nie. En jy gaan ontwikkel dit. En dis wat die Here sê, die geestelike spiere kan ontwikkel word. Maar ek het nodig om in die woord van God te delf. Ek het nodig om die woord van God te lees en dit te ondersoek. Ek het nodig om tyd te spandeer saam met die Heilige Gees en in gebed in die teenwoordigheid van die Here. En daarom het hy vir ons sê in vers 5, en juis daarom ook. Hierdie gee aanduiding van dit wat na wedergeboorte moet wees. Daardie geestelike groei wat moet plaasvind. En liewe toehoorder, dis nie opsioneel vir 'n kind van die Here nie. Hoor wat ek vir u sê? Die woord van die Here sê vir ons, dis nie opsioneel nie. Ek moet geestelik groei. Daarom moet ons erns maak met die woord van die Here, want 'n lui Christen kan nie groei nie. Spreuke 6 vers 6, kom daar die aanmoediging juis, gaan na die muurluiaard, kyk na sy weenwordwys. Petrus kom wys dat daar sekere karaktertrekke is, wat sigbaar is sal wees in die kind van God se lewe. En daarom kom wys hy vir ons sekere dinge hierso, dat dit nie soos kraletjies is wat bygevoeg word by daardie string parels nie. Maar die een bevorder die ander saak, as hy dit daar in vers 5 en vers 6, dan ook vir ons uitwys in vers 7. Kom ons kyk wat sê die woord van die Here. Dat daar groei moet wees in die geestelike kind van die Here se lewe. Groei in lewe en godsvrug. 2 Petrus 1 vers 3 sê, immer sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en die godsvrug dien. Hierdie lewe is juis dit wat die woord van die Here sê. As daardie persoon tot bekering gekom het, wedergeboorte plaasgevind, nuwe lewe ontvang het. Die woord van die Here praat van die goddelike natuur wat ek deelagtig geword het. So daardie lewe word aan my geskenk deur wedergeboorte. En nou is ek in hierdie nuwe lewenswandel. En daarom moet daar groei in hierdie wandel dan ook wees. 1 Petrus 2 vers 2 wat ek reeds aangehaal het. En verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei. Hierdie babietjie het nuwe lewe ontvang. Hy is losgesny van die naaldstring van sy moeder. En nou moet hy funksioneer op sy eie. En in hierdie funksionering op sy eie, moet daar 'n begeerte en 'n verlange in sy lewe wees. En wat sê die woord van die Here? Soos daardie kind 'n verlange het na die onvervalste melk van die moeder, so moet daar 'n begeerte en 'n verlange in die nuwe kind van God se lewe wees, na die onvervalste melk van die woord van God. Die woord van die Here is vir daardie kleintjie is soos melk, maar is vir die volwassene soos vaste spyse. So hierdie persoon ontwikkel. Daardie babietjie, as hy daar gebore word, dan is hy volmaak soos wat hy daar is. Maar ons kan nie sê hy is volmaak soos 'n volwasse nie. Hy moet eers daarna toe groei. En so moet ek groei na volwassenheid in die woord van die Here. God gee vir ons daardie lewe. En daarom moet daar 'n soeke in my hart, in my lewe wees, na hierdie onvervalste melk van die woord van die Here, sodat ek daarin kan groei. Maar daarmee sê hy ook dan vir ons, wat tot die godsvrug dien. Hierdie godsvrug is 'n begeerte, soos ons reeds gehoor het, om te lewe in die geregtigheid van die Here, om sy wil vir my lewe te ken, om reg te handel en te wandel. En daarom dat die woord van die Here vir ons sê, dat ons moet groei ook in die kennis. 2 Petrus 1 vers 3 sê, immer sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en die godsvrug dien, deur die kennis van hom, wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deug. Die kennis van God, om God te verstaan wie God dan werklik is. Daardie liefde van God,
Want so lief het God die wêreld gehad, daardie liefde te leer ken, sy karakter te leer ken, wie God werklik vir u en vir my is, sy attribute, daardie ene wat alles weet, die ene wat alles sien, die ene wat alomteenwoordig is, daardie wonderlike attribute van God, sy wese, waar Salomo dan ook sê, waar die hemele hom nie kan bevat nie, waar Jesaja hom beskryf, as hy dan ook sê, dat hy die waters in die holte van sy hand afgeweeg het. As hy sê dat hy die berge in 'n weegstoestel geweeg het, selfs daardie heuwels, hierdie groote God wat ons aanbid, om die kennis van hom te versamel. En hierdie kom deur die verstaan van die woord van die Here, waardeur ons hierdie kennis kan kry. Die woord van die Here kom en hy leer vir ons van God. En daarom dat 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 vir ons sê, die hele skrif is deur God ingegee. En is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens volkome kan wees, volkome toegerus vir elke goeie werk. Die hele woord van God is daar vir ons, tot ons kennis. Efesiërs 1 vers 17, dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring, in kennis van hom, mag gee. God wil, hy sê dit vir ons, immer sy goddelike krag, wat ons alles geskenk het. Hy wil. Maar is daar by ons 'n wil aanwesig? Het ons 'n begeerte na hom? Ek het net vir u die vraag as gemeente gevra. Is hy u beminde nog vandag? Gaan dink, hoe was dit met u eerste liefde? Toe jy gesmag het na daardie teenwoordigheid, gesmag het na daardie soen as hy van die werk afkom, of sy van die werk afkom, daardie drukkie wat ek kan kry, daardie teenwoordigheid in ons tyd nog, wanneer daardie beminde van my 'n briefie vir my skryf, en ek kan nie wag daar by die grens, om 'n briefie van my beminde te kry, en net daar die woorde te hoor, ek het jou lief, is hy nog my beminde? Het ek nog so 'n begeerte na hom? Het ek nog so verlange na hom? Is hy nog my beminde? Dan sal ek in die kennis van hom groei, in die kennis van ons Here Jesus Christus, as 2 Petrus 2 vers 20 sê, want as hulle, nadat hulle deur die kennis van die Here en Saligmaker Jesus Christus, die besmetting van die wêreld ontvlug het, hoe hy het my kom uithaal uit daardie sonde toestand, hy het my siel uit genade kom red, ek staan in 'n lewende verhouding met hom, het ek daardie kennis van ons beminde, daardie liefde van daardie ene wat my uit daardie modderige sluik kom uittrek het, my voet op die rots kom stel het, soos Dawid dit ook stel in die Psalms 40 vers 3. 2 Petrus 3 vers 18, maar julle moet toeneem in die genade en kennis van ons Here en Saligmaker Jesus Christus, maar julle moet toeneem, daar moet groei wees. Is daar geestelike groei in my hart oor my beminde wat vir my lief is? Maar daar moet groei ook in hierdie goddelike natuur, want ek het nou 'n nuwe natuur ontvang, 2 Petrus 1 vers 4, waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote word van die goddelike natuur.
By wedergeboorte het ek 'n nuwe natuur ontvang. Ek het die goddelike natuur ontvang. En nou moet ek ontwikkel in hierdie goddelike natuur. Want ek was deur die ou natuur gevorm. Vir 20, 30, 40 jaar tot my bekering. En van daar af het hierdie ou natuur sekere dinge aan my kom kleef. En nou moet ek van hierdie ou natuur moet ek ontslae raak. En hierdie nuwe natuur moet opgeneem word. Daarom het hy vir ons oproep in die woord van die Here, Romeine 8 vers 29, as hy sê, dat hy wat ons van tevore verordineer het, om gelykvormig te word, aan die beeld van Jesus Christus. Ons moet gevorm word na daardie beeld, van sy heiligheid, van sy liefde, van sy geduld, van sy lydsaamheid. Hierdie dinge, hierdie beeld van Christus, kom deur hierdie nuwe natuur aan te leer, om daarin te lewe, daarin toe te neem, daarin te groei. Hierdie ou natuur wat afgelê word, soos 1 Kolossense hoofstuk 3, hy sê, hierdie dinge moet ek aflê, en dan sê hy, beklee julle met hierdie dinge, om met die nuwe natuur bekleed te word, om gelykvormig te wees, aan die beeld van Christus Jesus. Soos ek reeds gesê het, Romeine 8 vers 29. Maar 2 Korintiërs 3 vers 18, wat ons ook goed ken. En terwyl ons almal met onbedekte gesig, waarvan praat hy hierso? Hy praat van daarso toe Moses in die teenwoordigheid van God ingegaan het. En wat het gebeur as hy daar was? Dan het hy daar die sluier wat oor sy gesig was, het hy oopgemaak. En hy die Here Jesus Christus en God die Vader, het hy van aangesig tot aangesig gesien. En soos wat hy hulle gesien het, sy gesig so geblink, dat as hy uit daardie tabernakel uitgegaan het, dan moes hy weer 'n sluier oor sy gesig getrek het. Want toe hy daar die eerste keer gekom het, dink daaraan toe Aaron vir hom sê, weet jy dat jou gesig blink? Toe weet hy dit nie, maar hy weet hy was in die teenwoordigheid van God. Sien die mense daar buite dat ons gesigte blink, dat ons verander word na die heerlikheid van ons Here Jesus Christus, as hy dan dit ook vir ons sê, daar in 2 Korintiërs 3 vers 18. En ek wil dit graag vir u voorhou, soos dit in die woord van die Here dan ook is, as hy dit vir my daar so sê, 2 Korintiërs 3 vers 18, terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld. Dis 'n voortdurende verandering. Is 'n voortdurende ingaan in die teenwoordigheid van God, in sy woord te delf, om te sien vir wie hy is. En soos wat ek in die woord van God delf, kom die Here en hy verander die karakter van my. En ek word al meer gelykvormig aan die beeld wat ek in die spieël sien. Ek weet nie of ek al dit hier die voorbeeld gebruik het nie, maar ek onthou dit in die AJB was daar 2 kosbare mense en ek mag hulle miskien ken. Oom Pieter en Tannie Anna Marie Skols. As jy na daardie 2 mense gekyk het, het die een soos die ander begin lyk. Hoekom? Hulle was in mekaar se teenwoordigheid. Die een het op die ander een begin afsmeer. En dieselfde gedagte, soos ek in die teenwoordigheid van die Here Jesus is, word ek verander na die beeld van die Here Jesus Christus. Sy goddelike natuur word my natuur. Soos daar afgelê word. En dit bring my by die laaste gedagte, en sekerlik die belangrike gedagte waarin ons moet weet, dat die Here vir ons hierin wil lei, en dit is dat ek in geestelike statuur dan ook moet groei. Paulus gebruik 'n eenvoudige voorbeeld van 'n babietjie na 'n volwassene, om te groei na daardie statuur van volwassenheid.
as hy dan ook vir ons sê in vers 5. En juis daarom ook moet julle met aanwending van alle ywer by julle geloof voeg die deug en by die deug die kennis. Daar's 'n groei wat daar plaasvind. Maar hy begin met hierdie gedeelte en hy sê, en juis daarom ook moet julle met aanwending van alle ywer. Wat beteken hierdie gedagte? Hy sê om vinnig te maak om geestelik te groei. Om nie stadig te maak, om nie luid en traag te wees as kind van die Here nie, maar ywerig in die dinge van die Here, om haastig in geestelike groei, dan ook daardie volwassenheid te bereik. Die verantwoordelikheid word geplaas op elke individuele gelowige. En hier's 'n belangrike ding wat ek wil hê u moet vat vandag. God sal nooit dit wat ek moet doen, kom doen in my geestelike lewe nie. God sal nie vir ons doen wat ons self moet doen nie. Ek wil hê hierdie gedagte moet by u insink vandag. Want daar is soveel mense daar buite wat vandag sê, God moet alles doen en ek doen niks nie. Daar's sekere verantwoordelikheid wat God op ons ook gelê het, as kind van die Here, sodat hierdie groei kan plaasvind. Dit is my verantwoordelikheid om geestelik te groei. God gee vir ons die toerusting, maar ek moet groei. En hy kom werk dit deur sy Heilige Gees, wanneer die gewilligheid in my hart is. Verstaan u dit? God sal nooit doen wat ek moet doen nie. Maar wanneer ek gewillig is, sal God my help. 2 Petrus 3 vers 18. Maar julle moet toeneem in die genade en kennis van ons Here Jesus en Saligmaker. Wie moet toeneem? Sê vir my. Ons. Maar julle. Dit plaas in verantwoordelikheid op my as individu. Ek kan nie verwag God moet alles nou in my lewe doen en ek doen niks nie. Hy verwag iets van my. En nou moet ek in gehoorsaamheid op die woord van die Here reageer. En hy sê dit vir ons. God gee vir ons die toerusting. Hy gee vir ons die Bybel. Hy gee vir ons die prediking. Hy gee vir ons gebed. Hy gee vir ons die Heilige Gees waarin ons kan toeneem. En ons moet dit optel en ons moet dit gebruik. Ek dink maar daardie oomblik toe ek daar op die operasietafel lê. En daardie, ek het dit nou nie gesien nie, maar al die toerusting wat daar is om die operasie uit te voer. En die dokter kan daar inkom. En hy kan na hierdie instrumente kom kyk. Gaan die operasie dan plaasvind? Nee, wat moet die dokter doen? Hy moet die instrument optel. Hy moet die sny maak. Hy moet die kwaad uithaal. En so baie van ons verstaan dit nie. Die Here sê ek het sy woord, sodat ek kan groei. Hierdie instrument word in my hand geplaas. Maar as ek dit nie gaan lees nie, as ek nie gaan bid nie, as ek nie kerk toe gaan kom nie, as ek nie ontwikkel in my geestelike lewe nie, gaan ek stagneer. En dit is waar die Here dan ook vir ons sê, hierdie instrument moet deur die dokter opgetel word. Daardie instrument gaan nie in sy hand inspring en self die werk doen nie. God gee vir ons alles tot geestelike groei. En daarom het hy sê, dat daar 'n ywer moet wees, dat daar 'n vinnigheid in ons harte moet wees, 'n haastigheid, dat ons nie moet talm nie, sodat ons by ons geloof, daardie reddende geloof,
Want die woord van die Here sê, hoe kan ons hom dan aanroep en wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? Daardie reddende geloof, toe ek dit gehoor het, dit aangeneem en besef het die grootheid van my sonde toestand en die sonde afgelê het. Daardie reddende geloof, toe ek het gehoor het, hierdie woord van God, waar die oortuiging van die hart, in my hart deur die Heilige Gees plaasgevind het. En ek dit nou aangeneem het. By daardie geloof moet gevoeg word die deug. En wat is hier die woordjie deug? Die woordjie deug beteken 'n sterk karakter. En hierdie karakter moet ontwikkel. Dit is in daardie karakter waar die waardes in aksie is. 'n Kind moet ontwikkel in sy karakter. En wie se verantwoordelikheid is dit? Is die ouers se, om die kind te help sodat hy kan ontwikkel in sy karakter. Maar nou moet daardie kind dit gaan toepas, wat sy ouer vir hom geleer het. So, karakter is die waardes in aksie. Daardie ontwikkeling wat moet plaasvind. Daardie waardes moet gebruik word. Daardie waardes van om gelukkig te wees, om suksesvol te wees. Dit gaan nie oor prestasie, maar die karakter wat ontwikkel word. Karakter so selfdissipline, deursettingsvermoë, hardwerkendheid, verantwoordelikheid, en so kan ons aangaan. Hierdie karakter wat 1 Petrus 2 vers 9 van getuig, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deug van hom, wat julle uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbare lig. Omdat ek gered is, kom hierdie karakter, en God kom bou dit, tot hierdie geestelike volwassenheid, waar ek dit gaan toepas. By die deug die kennis deur die woord van die Here, daardie kennis wat vir my onderskeidingsvermoë tussen reg en verkeerd dan ook gee, Hebreërs 5 vers 14 wat ons al na gekyk het, maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat die geestesvermoë besit, deur die gewoonte geoefen, om goed van kwaad te onderskei. Daardie kind moet leer, hy moet onderrig word, wat is reg en wat is verkeerd. 2 Petrus 1 vers 6, en by die kennis die selfbeheersing, daardie lewe en emosie wat onder God se beheer geplaas word. By die selfbeheersing lydsaamheid om geduldig, konstant te bly in my gedrag van my lewe. By die lydsaamheid die godsvrug. Godsvrug gaan oor daardie gedagte, wanneer ek dit uit die woord van die Here ontvang, ek word as kind, word ek gemotiveer om die Here volgens sy instruksie te volg, om te leef soos God wil hê ek moet leef. By die godsvrug, die broederliefde. Romeine 12 vers 10, wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde. 1 Tessalonisense 3 vers 12, en mag die Here julle ryk en oorvloedig maak in liefde vir mekaar en vir almal. Hebreërs 13 vers 1, die broederliefde moet bly. Dit beteken, as ek sê ek het my broer lief, sal ek nie sy karakter seermaak, maar sal eerder sy karakter wil ondersteun of opbou. 1 Petrus 4 vers 20, as iemand sê ek het God lief, en sy broer haat, is hy 'n leienaar, want wie sy broer wat hy gesien het nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê wat hy nie gesien het nie? En by die broederliefde, die naaste liefde, die ware liefde, en beklee julle bo dit alles, met die liefde, wat die band van die volmaaktheid is. 1 Korintiërs 13, baie goeie voorbeeld vir ons daarvan. Nou sê hy vers 7, vers 8. Hy sê, want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, laat dit julle nie ledig nie. Maar die persoon wat nie toeneem nie, hy is blind en hy is kortstondig, vers 9. Daarom, liewe toehoorder, wil ek u aanmoedig om te groei in die geestelike lewe. Nie net 'n paar veranderingkies te maak hier en daar bietjie kap werk, dat dit anders lyk,
maar eintlik is nog dieselfde materiaal nie. Daar was 'n oupa en ouma in die 1920s, en hulle het, na hulle huwelik het hulle in 'n huis ingetrek, en hier in die 30s, toe besluit hulle maar nee wat, ons wil bietjie hierdie huis van ons, wil ons afbreek, en ons wil 'n nuwe huis bou. En so gesê, so gedaan. Maar toe die ouma daar by die huis inkom, toe sien sy, maar dit is nog die ou rame daai. Daardie ou deurrame met al daardie spykergate in. Daardie ou vensterrame. Hulle het maar net 'n bietjie nuwe verf opgekry. Die deurrame is maar net geverf. Die ou panele is nog gebruik. Hulle het net die huis so 'n bietjie verander. En sy was so teleurgestel. So baie mense dink hulle kan vir God 'n rad voor die oë draai, deur net so 'n bietjie hier en daar nuwe verf op te sit. En nie toe te laat dat God se nuwe natuur my kom vorm, en dat ek in hierdie nuwe natuur kan groei nie. Die Here het vir ons 'n nuwe natuur kom gee. Sy verlang en begeerte dat ons verander moet word. Verander moet word na hierdie nuwe natuur wat ons ontvang het, en in hierdie nuwe natuur moet lewe en groei. Ons het na 'n paar dinge gekyk hierdie afgelope tyd. Ons het gekyk na die gedagte waar die woord van die Here dan ook vir ons gesê het, dat ons as kind van die Here sal erken dat ons kind van die Here is deur die vrug. Ons sal dit sien in ons lewe. Die liefde en die vergifnis wat ons vir mekaar het, vir God het. Daardie honger en dors na geregtigheid. En vanoggend het ons nog na eienskap gekyk. En ons het gesien die woord van die Here praat dat daar 'n groei moet plaasvind. Het u in die afgelope week gegroei? Het u in die afgelope maand gegroei? Het u in die afgelope jaar gegroei? Het u van die redding af tot nou toe geestelik gegroei? Antwoord God eerlik. Mag dit 'n aanmoediging wees. En as ek nie hierdie ding in my lewe het nie, dat ek sal buig voor die Here, sê, Here, ek het 'n begeerte, ek het 'n verlange na hierdie dinge. Ek soek dit in my lewe, met God te gaan regmaak, deur te gaan met God. En dat hy hierdie genade oorvloedig oor u lewe mag uitstort. Mag die Here u genade skenk. Mag hierdie u help in die geestelike ontwikkeling. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die woord. Dankie dat u ons deur u woord in die waarheid wil kom lei. Dankie vir die getrouheid van die Heilige Gees, waardeur ons hierdie woord kon ontvang. En dit vra nou gehoorsaamheid van elkeen van ons, dat ons gewillig sal wees om u te gehoorsaam. Amen. Kom ons sluit af. Gesang 258, waak Christen staan in die geloof, dat niemand jou die kroon ontroof. Kom ons sing dit saam, dan as ons hier so klaar is, ons gaan koffie, tee daar in die saal, en daarna gaan ons bietjie kyk na die wederkomskaart, en ek vertrou dat ons as gemeente ook mense sal nooi na hierdie geleentheid toe. Dit was immers die gedagte, dat ons mense sal nooi. Help nie ons sit met al die kennis, en ons nooi nie mense sodat hulle die kennis mag kry nie, nee. Kom ons nooi hulle, kom ons roep hulle op, dat hulle saam met ons kan kom kyk na hierdie wederkomsreeks, en gaan so 'n bietjie inleidend dan ook vanoggend daaroor praat. Baie dankie. Vang die seën van die Here en gaan in sy wonderlike vrede. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die teere opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met die elkeen wees en bly. Amen.